Ek het 'n polisieman gehaat met 'n passie. Ek het kerk gehaat met 'n passie. Jy sien God haat ongeloof. Hy het medelee met swak geloof. Maar hy haat ongeloof. Hoor baie mooi, God haat ongeloof, hy het medelee met swak geloof. Ons wat hier ingekom het, kom in met swak geloof. Ons verstaan nog die dinge nie, ons verstaan nie wat om ons aangaan nie, ons leer nou om God te vertrou in baie opsigte, ons begin mos nou eers 'n pad met hom stap, maar op die einde van die dag, dan wil die Here hê dat ons geloof moet groei en sterker word. Nou daar by ons is dit wonderlik, en ek wil vanmôre vir ons terugvat, omdat Roy is nou gesê, hoe baie van ons, julle mos nou niet is wat hier ingekom het. Nou praat ons mos van die Egipte, as ons praat van Egipte, dan praat ons van sonde. Daar waar ons, baie van ons wat nog nie die Here aangeneem het, die kom ons uit Egipte uit. Laat ek net van hier lekker water. Ons kom uit Egipte uit. Ons kom uit hierdie slawe omstandighede uit. Ek ken nie niemand hierdie, baie van ons is mos nou in dwelms gewees en in drank, so ek en my vrou, ander is weer in dit gewees en die ander een is dit. Elkeen het sy issue. Elkeen het sy pad waarmee hy gestap het. Elkeen het daai vervolging. Elkeen het daai van mense wat jou op jou neersien, mense wat jou beledig, mense wat nie jou omstandighede ken nie. Is dit nie waar nie? Wie ek het op skool het ek 'n manie. Ek het 'n kleintjie dood, soos die ou mense sê, aan mense wat neersien op iemand anders. En tot vandag in my lewe, wie as jy nou 'n geestelike woede in my wil opstoot, dan moet jy neersien op iemand wat minder het as jy, wat se omstandighede anderster is. Jy sien, niemand ken ons, ons ken ons, as jy praat van skoolboelies, ek ken van skoolboelies. Want jy sien die rykman se kind, nou sê ek nie, dis die rykman, is die probleem nie. Die rykman se kind dink mos, hulle het alles behoort aan hulle, alles kan hulle sê wat hulle wil, hulle kan doen wat hulle wil op skool, en so het ek gesien hoe hulle neersien, hoe hulle boelie op kinders wat minder het as wat hulle het. En op einde van die dag, dan kom ons deur hierdie omstandighede, hulle breek, wie in my lewe, wil ek vanmôre, as ek praat van Egipte, dan wil ek vir jou vanmôre sê, dit het vir my jare gevat, bitterlike jare. Ek het skool gehaat met 'n passie. Ek het 'n polisieman gehaat met 'n passie. Ek het kerk gehaat met 'n passie. En waar het al hierdie dinge begin? By skool. Omdat daar neergesien is, nie dat ons arm was, ons het genoeg gehad, maar omdat ek nie in 'n sekere klas rond beweeg het nie. Verstaan jy, want ons beweeg nie in hierdie klasse rond nie. En vandag dank ek God, verstaan jy, vandag dank ek God dat ek nie in hierdie klasse beweeg het nie. Want 3000, ek is nou die dag op 'n troue gewees, sommer by mense baie na aan my, en ek is so teleurgesteld om te kon gesien het, maar daar die Here ook vir my sekere dinge gewys. Die manne van aansien, wat so neergesien het op my deur die jare, toes hulle die dronkste, dis manne wat ouer as ek is, die meeste gesuip, en die verste van God af. Verstaan nie vanmôre? Vir ons wat niks is, mense, wie ek sê vir jou, as jy vanmôre hier sit, met niks in jou lewe nie, net die klere aan jou liggaam, is jy op die beste plek in jou lewe. Jy moet vir God dank. Die Here sê, loof en prys my in alle omstandig. Prys die Here vir dit wat jy deurgemaak het. Prys God vir al hierdie dwelms. Prys God vir hierdie alkoholisme. Prys vir God vir, ek ken nie jou omstandig, prys God vir dit wat gemaak het, dat jy vanmôre hier kan sit. Want jy's gehandpiek uit jou omstandighede, om vanmôre hier te kan sit. Want God het gehoor, soos wat hy sy volk gehoor het, daar in Egipte, toe hulle kla en hulle moan en hulle kerm, onder hierdie verdrukking. Want wat het gebeur in jou lewe? Ek en jy is onder verdrukking gewees. Ons is onder vervolging gewees. En weet jy, wat vir my so kosbaar is dat God het 'n plan met jou gehad.
Sonder dat jy besef, het God 'n plan met jou lewe en hy laat dit toe. Verstaan jy? Want jy sien, hy praat daar van die nuwe wyn en hy praat van die ou wyn. Maar nou is daar nog te veel nuwe wyn, ou wyn in ons sakke, in ons bekers. En God gaan toelaat. Mense kan dit nie verstaan, want die liefde van die Here, God wil hê dat elkeen moet gered word. En God sal toelaat dat ons eers hierdie ou wyn, hierdie slegte lewe, dat ons op 'n punt kom. Ou David Wilkinson, dit vir my so baie mooi, dis 'n ou wat ook so boeke skryf en preek en al hierdie ding. Hy sê, Here, U sê, ek moet my kruis opneem en U volg. Verstaan jy? Want ons moet met God praat, mense. Moenie jou mond hou nie. Praat met God as jy nie dinge verstaan nie. Moenie stil bly nie. Praat met die Here. Dis 'n stupid mens wat stil bly, man. Praat met die Here en vra vir hom, Here, ek verstaan nie wat gaan hier aan nie. Ek verstaan nie waardeur ek gaan nie. Ou David Wilkins sê, hy praat met die Here. Hy sê, Here, U kon U eie kruis nie dra nie. Maar U sê in U woord dat ek my kruis moet dra. Neem jou kruis op en volg my. Ek weet ons moet bietjie wakker bly vanmôre, mense. Ek weet dit is 'n bietjie taaf en dit is warm. Maar hy sê daar die woord, ek wil hê jy moet jou kruis opneem en my volg. En nou vra David vir Jesus, Here, maar U kon dit self nie gedoen het nie, maar U wil hê ek moet dit doen. Hy vra dit nie in 'n stry. Hy verstaan nie. En die Here sê vir hom, jy's reg. Die Gees van die Here sê vir hom, jy's reg. Ek kon dit nie gedoen het nie. My Vader het vir my iemand gestuur om te kom help om hierdie kruis te dra tot by die plek waar hy moes wees. Is dit so? Ja. God het iemand gestuur op daardie oomblik, want Jesus was al so swak gewees van marteling, van vervolging. Hy's te swak gewees en God stuur iemand om hom te kom help om hierdie kruis vorentoe te vat. En die Here Jesus, en hoor baie mooi vanmôre, ons praat oor van Egipte, daar waar ons vervolging, waar die volk van God onder vervolging gewees het, en hulle hand uitgesteek en sê, Here, help ons kan nie meer so aangaan soos ons nou aangaan nie. En hier kom, en die Here sê vir hom, David, jy's reg, maar ek wil ook weer eens hê, en dis wat ek wil hê vanmôre mense, ons moet baie mooi luister. God wil weer eens hê, dat jy moet beland op 'n plek, op die vloer, op die grond. Want jy sien, daar's 'n eie ek in ons, wat ons self survive, ons probeer self dinge doen. Dat God wil hê, ons moet op 'n plek beland in ons lewe, dat ons weer eens hand kan uitsteek en sê, Here, help my. En dan sal God die Vader weer iemand stuur, en hierdie persoon se naam is Jesus. Dis die verskil. Want die Here Jesus hoor jou gekerm. Daar waar jy in die strate gesit het, miskien met dwelms, daar waar jy buite die kroeg uitgegooi is te dronk, niemand wil jou in die huis vat nie, ek weet nie wat die probleem is nie, maak vir my nie saak nie, want ek ken ook die goeters. Daar het God gehoor, ek het hoeveel keer mense by die reep gehad, wat gepraat het, getuig hulle, hoe hulle teen 'n muur gesit het, of iewers in die veld gesit het, en as jy sien, iemand wat die waarheid praat is 'n dronk mens. Iemand wat die waarheid praat is die een wat gedrak is. Want jy sien, want dan is ons gees mos rustig, en ons gees begin uitroep, want jou gees kan mos nie gesuip raak nie. Ja? Dis mos die liggaam wat dronk is. En as jy so dronk verdriet kry, dan dink jy mense, liewe maggies, wat gaan nou hier so aan? En op einde van die dag, dan wil ek vir jou sê, dis daardie gees van jou, want jou gees kan nie dronk raak. Jou gees, dis jou gees wat begin huil, want jou gees roep uit na God. En as ons hier vanmôre op daai plek kom, mense, dat ons gees kan uitroep na God nie, gaan niks in jou lewe verander nie. Jy gaan presies die mens weer hier uitgaan, soos wat jy hier ingekom het. As jy gekom het met 'n verwagting, dat Here, ek wil 'n change in my lewe hê, ek soek iets nuuts, want jy sien, ons kom baie, die Here hoor ons stem, hy hoor vir ons daar in Egipte, en hy vat vir ons uit, maar weet wat is die probleem? Weet wat is baie, baie groot probleem? God vat vir ons deur die woestyn,
En hy breek hierdie ou mense in ons lewe af. Hierdie eie ek breek hy af. En dan kom ons, net soos die Israeliete, kom ons by die dooie see, by die Jordaan, waar God vir ons in die beloofde land wil invat. Die beloofde land is nie die hemel nie. Baie pastore verkondig die beloofde land is die hemel. Nee, Kanaan is nie die hemel nie. Daar in Kanaan was nog baie oorlog en teenkanting. In Kanaan is wanneer ons, ek raak opgewonde. By Kanaan is die plek waar ons in die rus van die Here instap. Maar ons moet toelaat, mense, dat hier in die woestyn, want van Egipte na Kanaan toe was daar 'n woestyn gewees, en in hierdie woestyn wil God afbreek die lelik, daai swak selfbeeld, daai gees van vrees. Timoteus 2 vers 7 dink ek sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. So wie daai gees daar so staan met 'n klein lettertjie, dis nie 'n hoofletter nie. So dis 'n demoon wat ons aanval om jou vertroue in God te breek. Om twyfel te saai in jou verhouding, want God is 'n God van liefde, God is 'n God van verhouding, en Satan is presies die teenoorgestelde van dit wat God is. Is dit die kosbaarheid? Nou vat die Here wil jou swak selfbeeld, mense, daar's dinge in ons lewe wat moet gebeur. Daar's teenkanting wat moet gebeur. Jy moet sleg, as jy nie sleg gesê word, is jy by die verkeerde plek. Dan is jy definitief by die verkeerde plek. As daar nie vervolging in jou lewe, is jy by die verkeerde plek. Dis 'n verkeerde God wat jy dien. Want die Here sê, dis wat sal gebeur. En dis die kosbaarheid van die vervolging is, dit bring ons al hoe nader en nader aan die Here. Is dit, man, is jy nie opgewonde oor sulke goed nie? Verstaan jy, maar baie van ons mense, ek sal klaar maar, baie van ons draai, daarvoor dat ons Kanaan instap, dan draai ons daarom. Nou daardie Kades Barnea, die woordjie, dis die laaste dorpie op die rand voordat hulle die rus van die Here kan ingestap het, man. Daar in die rus van die Here, daar's alles wat jy begeer. Jou hart begeer na kalmte, rustigheid, liefde, vrede, al hierdie, dis die rus waarvan die Hebreërs 4 praat. Dis die rus waarvan God praat. Man, die wêreld kan vergaan. Die wêreld kan vergaan. Ek het geen behaag in hierdie wêreld nie. Nie in sy doen dinge nie, want ek is in die rus van die Here, en dis waantoe God jou wil vat. Maar jy moet weet, Kades Barnea beteken eintlik swerwer. Die naam beteken swerwer. En jy sien, die oomblik as God vir ons tot daar gebring het, dan is daar een ding wat gebeur, die hekke van die hel bars oop. Want jy sien, God het behaag in geloof. As jy God se hart vanmôre wil roer, dan moet jy God blindelings vertrou in alle opsigte van jou lewe. Blindelings vertrou. Maar die Satan, en dis asof hy verlof vat, want jy sien, die Satan kan nie op alle plekke op een slag weet nie, maar hy vat verlof, want hy weet die gevaar van 'n man en 'n vrou wat God dien, en geloof het in God in alle opsigte. Dit is vir hom 'n gevaar, nie hierdie lou goeters nie, man.